Reken maar oop aan hulle met dat. Okay, so you're just going to take it that way. Julle pak so, ja, en John, dat hy die plaas so gedraai wat die kop van daai kant. Van wat se kant toe vat. Hier kom ook Mense, kinders, kleinkinders, familie en vriende. Ek wil graag net enkele verse uit 1 Korintiërs 15 vir ons lees. En wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike beklee is en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan vervul word. Die dood is vernietig, die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou hangel? As mens die vorige gedeelte lees in 1 Korintiërs 15, dan sien ons hoe Paulus die opstandingsliggaam vir ons ook beskryf. En dan gebruik hy die voorbeeld van 'n saadjie wat geplant word en ontkiem, basies sterf, voor hy dan 'n plant word. En dit is ook dan 'n belydenis van ons geloof vandag, dat ons sterflike liggame as ware geplant word, te ontkiem en met Christus se wederkoms in heerlikheid, 'n verheerlikte liggaam sal opstaan, sonder sonde, vir ewig by God. Dus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, uit die lyding van die hel ondergaan, uit op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.
Daar staan dat jy ook van die blomme kan ingooi indien jy sou wou, en ook afskeid te neem. Familie, vriende, jy is welkom om die tyd te vat hier ook om afskeid te neem. Van hier af beweeg ons na die Gereformeerde Kerk in Nigel waar die troostdiens sal plaasvind. Verweksel, kinders, kleinkinders, familie en vriende, dit is met leedwese dat ek die begrafnisbrief van die Daleen voor gebore 12 Oktober 1955 en oorlede 27 Mei
2025. Dit was die wil van ons hemelse Vader om eggenoot, moeder en ouma na hom toe te neem. Ons gun haar die rus waarna sy verlang het. Ons met dankbaarheid in ons harte dat ons herinneringe kan koester van 'n lewe aan Christus gewy en voortdurende voorbring vir elkeen van haar geliefdes. Waarheen gaan word die betreur deur Wensel, kinders, kleinkinders. Kom ons word stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en wat trou bly tot in ewigheid. Amen. Kom ons staan, dan sing ons die 2 verse van Psalm 116 wat ook in die blaadjies gedruk is. God het ek lief aan die getroue Heer, hoor na my stem uit vrye welbehae. Ek roep hom aan in al my lewensdae. Hy skenk my hulp, hy red my keer op keer. Psalm 116 daar in 2 verse. Liefdes, ons word vanoggend getroos in die woord van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Psalm 23, en ek lees dit ook uit die ou vertaling, soos meeste van ons ook daarmee groot geword het, en dit is ook die gedeelte wat ek so kan nie daarin verlede maandag in ons hospitaal gelees het. En miskien byvoeg met die laaste vers, wat sê, en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae, as haar uitmerking, dit is waarna ons almal smag. Kom ons luister na hierdie troostwoorde. Die Psalm van Dawid, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in die dal van doodskade, nee, ek sal geen onheil vrees nie. Want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Ek sal in die huis van die Here bly, in lengte van dae. Wensel, kinders, kleinkinders, familie en vriende van Tannie Daleen. Wat 'n geweldige klompie woorde vind ons hier in Psalm 23. En hoe dit die eeue nie deurvleg nie, vandat God dit deur Dawid laat neerskryf het, so wat 3000 jaar gelede. En vir hoeveel kinders was dit die eerste klanke uit die Here se woord wat in hulle geheue ingeprent is? Vir hoeveel ontslape gelowiges was hierdie die laaste klanke wat hulle op hierdie aarde gehoor het? En waarom nie? Want Psalm 23 is in werklikheid 'n feespsalm.
maar tegelijkertijd ook 'n troospsalm. Psalm vir die lewe en 'n psalm vir die dood. Psalm wat lewe en dood by mekaar uitbring. Want die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. En hierdie was ook die woorde van Tannie Daleen. Al het sy geworstel met siekte, al het sy die laaste paar jare liggaamlik agteruit gegaan, en al was sy gedurig in en uit die hospitaal, was sy rustig. Want ook sy het in haar krisisuur nie die onheil gevrees nie. Hierdie was ook haar belydenis, want sy was ook iemand in wie die Here genoeg was. Wat ook al die omstandighede deur haar lewe was, en hoe moeilik hulle ook partykeer was, sy het geweet, ek kom niks kort nie. Nou, familie en vriende, wees verseker, selfs verlede Dinsdag, toe sy die dood tegemoet gegaan het sy niks kort gekom nie. As 'n mens so geseënd is, dat jy aan God genoeg het, is hierdie psalm van Dawid ook vir jou nie net 'n lied vir die lewe, 'n lentelied nie. Dit is selfs ook vir jou 'n lied vir die dood, herfs, 'n winterslied. Want as ek aan die Here genoeg het, is ek nie net reg vir die groen weivelde en vir die waters waar daar rus is nie, dan is ek ook reg vir die dal van doodskaduwee. Ja, Dawid sing van die diep klowe daar in die woestyn, waar hy groot geword het, skemerdonker, helder oordag, loerplek vir rowers en roofdiere. Maar al gaan hy ook deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Ja, Dawid moes in sy lewe baie keer deur so 'n donker dal van doodskaduwee gaan, maar hy het nooit gevrees nie. Familie en vriende, mense, kinders, kleinkinders, julle trek nou deur so 'n donker vallei. Maar dan moet ons weet, ons is ook maar mense, net soos Dawid. Ons is nie skokbestand en hartseer bestand en huilbestand nie. Ons gelowiges in die Here ervaar ook lyding en hartseer. Ons harte breek ook wanneer 'n geliefde sterf. Maar daar is egter net een rede waarom Dawid in donker doodsvalleie so sterk kon wees. Omdat hy nooit alleen was nie. Omdat hy geweet het dat die Here daar by hom was, hom vasgehou het. En vir ons as gelowiges is die donkerste skaduwee wat oor ons pad kan val, die dood. Maar as die Here by my is, dan is my dood nie meer dood nie. En die dood van 'n geliefde ook slegs net 'n skaduwee. En 'n skaduwee is eintlik nie iets werklik nie. 'n Skaduwee kan net daar wees as daar ook 'n ligbron daar agter is. En selfs agter die donkerste skaduwee in ons lewens, die dood, is daar 'n ligbron. Jesus Christus. Hy het voor ons uit die doodstal deurgetrek. In Johannes 10 vers 11 staan daar, die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. Ja, die goeie herder het reeds op Golgotha vir ons die doodstal deurgegaan, sodat ons wat hom moet volg, dieselfde pad maklik kan vind. Jesus Christus het die dood oorwin en daarom kan die dood ons nie meer terughou om by God te wees nie. Maar waarom moet ons dan nog sterwe? As Christus reeds gesterf het, kan ons dan nie maar voortlewe totdat hy weer terugkom nie. Hoekom moet ons in ons huidige bestaan nog steeds met die dood in aanraking kom? Is die dood nie 'n vyand wat reeds oorwin is nie? Paulus sê ons in 1 Korintiërs 15, en dit het ek ook gelees daar by die graf, die dood is verslind in die oorwinning. En daarna stel hy die retoriese vraag, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning?
Hoekom dan nog sterwe? Gee ons nie daarmee toe dat die dood tog die laaste sê het nie? Nee, familie en vriende. Die dood het nie die laaste sê nie. Want vir die gelowige kry die dood 'n totaal ander funksie. Ons sterwe is die deurgang na die ewige lewe. Die dood vervul dus die funksie van 'n poort of in konteks met Psalm 23 van 'n dal. Die deur van die Vaderhuis gaan vir die gelowige oop en ons mag ingaan in die vreugde van ons Here. Familie en vriende, iets soortgelyks mag ons onsself voorstel wanneer ons nadink oor die dood en wanneer ons wonder oor die heengaan van ons geliefdes wat ons vooruit is. Vir die gelowige is die dood slegs 'n treukie, geloofstreukie, vanaf die lewe met God hier op aarde, na die lewe saam met God in die hemel. Maar onthou, dis nie 'n treukie van lewe na dood nie. Dis 'n tree van lewe na lewe. Van die staat van lewe hier op aarde na die staat van lewe voor God se aangesig in die hemel. Ja, inderdaad, sonder geloof in Christus en sonder geloof in sy kruisdood en opstanding vind ons 'n beweging van lewe na dood. Maar vir 'n gelowige in Christus beweeg lewendes van hier na daar ten spyte van die dood. Want Christus het die dood oorwin. Hy was werklik dood, maar hy het ook werklik opgestaan en daarom mag ons werklik lewe, ook al het ons gesterwe. En dan gaan ek ook deur 'n dal van doodskaduwee. U is met my. Die stok en die staf, die vertroos my. En dis die wonder van Christus se deurgang deur die dal van doodskaduwee. God is heeltyd by my. Ja, ek gaan miskien deur 'n dal van doodskaduwee, een wat baie swaar is. Maar ek weet, ek gaan daardeur kom. Ek sal aan die ander kant uitkom. Want 'n gelowige gaan nooit die dal van doodskaduwee binne om daarin te bly nie. 'n gelowige kom altyd weer aan die ander kant uit. Daar is altyd weer die lig. Want Jesus Christus, hy is daar deur die doodskaduwee. Hy het aan die ander kant uitgekom. En sy duisternis was oorgedrewe. 3 ure lank totale duisternis, my God, waarom het U my verlaat? Maar daar kon hy sê, dit is volbring. En presies oor daardie rede, weet ons, sal God ons nooit verlaat nie, selfs nie eers deur die dal van doodskaduwee nie. En dan kan ons werklik met geruste harte die dood ook self tegemoet gaan. Dan kan ons werklik met 'n vrede wat die verstand te bowe gaan, 'n geliefde ook aan die dood afstaan, dit verwerk en ook aangaan met ons lewens. Maar dis nie waar dit ophou nie. Jesus Christus is nie maar net saam met ons in die dood om ons te troos nie. Nee, hy het uit die dood uit opgestaan. En daarom lei hy ook ons, elkeen wat in hom glo, uit die dood uit. Hy wat gelei, gesterf het en op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, hy is ons goeie herder. En hy sorg dat ons ook uit die dood uit opstaan. Die doderyk met al sy verskrikking wat dit inhou, is deur Jesus Christus vernietig, sodat die dood ons nie meer kan vashou in sy kloue nie. Aan die ander kant die donker onheil van die dood skyn daar 'n helder lig. Dis die lig van ons goeie herder wat ons deur die dood staan lei. Want as Almagtige kon die dood hom nie vashou nie. Nadat hy betaal het vir die sonde skuld van God se uitverkorenes, opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel.
En nou leef Jesus Christus aan die regterhand van die Vader as ons koning en deur die Heilige Gees in die hart van elkeen wat glo, dat sy of haar sondes deur hom vergewe is. Mense, kinders, kleinkinders, familie en vriende, Christus is ons vooruit, dwars deur die dal van doodskade. En omdat hy saam met ons is, weet ons dat ons net soos hy ook die bande van die dood sal afgooi. Die dood is glad nie meer die laaste antwoord op die lewe nie. Dit is slegs 'n deurgang na die ewige lewe. Mense, kinders, kleinkinders, familie en vriende, julle kan ook weet, vir julle trek deur die hartseer dal van doodskade, sal dit nooit gitswart wees nie. Agter die skade wees van verlang en gemis, sal daar altyd die ligbron wees, ons Here Jesus Christus. Trouwens, hy sal nie maar net daar agter die skade wees nie, ver weg wees nie. Nee, beide, in julle. Julle sal ook die teenwoordigheid van die Trooster, die Heilige Gees, kragtig in julle voel werk. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy maak daar homself van die dood lewe. Mense, kinders, kleinkinders, familie en vriende, mag ons ook die nabyheid van die goeie herder beleef. Maar mag ons dit ook ervaar, dat wanneer die doodsdal voor ons lê, die goeie herder ons daar sal ontmoet, voor ons die donker dieptes deurstap, net soos wat hy voortaan nie alleen dit gedoen het. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, O Here, daar is nie 'n einde aan U liefde en U genade nie. Die gedagtes is ver bo ons. Ons kan U nie pyl nie. O Here, tog kan ons vashou aan die beloftes wat U vir ons gee in U woord. En dit gee vir ons hoop, dit gee vir ons troos, ook in hierdie uur van verlange, van trane, van afskeid neem. Maar Here, dit is 'n vrede wat U vir ons gee, wat die verstand te bowe gaan. 'n Vrede wat net 'n kind van U kan ervaar. Dat ons te midde van die situasie steeds rustigheid en vrede kan hê. Vrede in die wete dat U ons Vader is, dat U ons eerste lief gehad het, dat U vir ons die genade van geloof gee, dat ons die wenstreep sal bereik, sal volhard in die geloof, omdat U met ons is, dat U ons sal lei. Ja, elke oomblik van hierdie aardse lewe, wat vol pyn en lyding en hartseer is, maar ook selfs daarna reg deur die dal van doodskade weer, tot in ewigheid, by U. Nou Here, dit is ons verlange, om by U te wees. Die tafel wat vir ons in gereedheid gebring word, ja, feesmaal wat vir ons wag, bruilofsmaal van die Lam. Maar Here, tot daardie dag aanbreek, vra ons dat U vir ons leiding en wysheid sal gee op ons lewenspad hier op aarde. Dat U vir ons wensel, kinders, kleinkinders, familie, vriende wat treur oor kan nie alleen se heen gaan, dat U hulle sal vashou
dat U hulle sal toevou met die vaandel van U liefde, en dat U sal vertroos soos U alleen kan. Een mens kan nie vertroosting bring vir 'n ander mens nie, ons woorde is leeg. Maar U kan, deur die groot vertrooster, U Gees. Laat hulle word die nabyheid en die kragtige werking van U Gees in die dae wat kom, sal beleef. Hulle sal vashou, hulle trane sal afdroog. Here, ons vra dat U ook die seënende hand oor ons elkeen sal hou, die pad voerende, want ons weet ook daar waar U seënende hand rus, gaan voorspoedig. En ons vra ook dat U ons sonde sal vergewe. Reken dit ons nie toe nie. Was ons dat ons wit as sneeu sal wees. Nou Here, ons bid al hierdie dinge, nie ons iets daarvan verdien nie, maar alleen maar uit genade, in die naam van U Seun ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Liefdes, ons kan weer staan en sing ons Psalm 42, die vers wat daarvoor vir ons gedruk is in die blaadjie, maar die Heer sal in my lewe weer oordag sy guns gebied. Ook deur donker nag omgewe sing ek nog my pelgrimslied. Ja, ek lof sing in die nag, want ek bly die Heer verwag. My gebed sal opwaarts strewe na die bron van my lewe. Familie, vriende, ek wil net die orde reëling so tref, dat nou namens Wenzel Junior die bedanking sal hanteer, en daarna kan ons uitbeweeg die verversings in die saal gaan gebruik, en daar ook mekaar verder ondersteun. Ek lees dan die bedankings voor, bedank aan my, vir die tyd en die terrarebestelling, asook die besoek vir die hospitaal. Die oraliste, baie dankie vir die bereidwilligheid om vandag die psalms begeleiding waar te neem. Ook aan Christo, Hilda Buys, suster van die gemeente, dankie vir julle redings, vir die verversings en die tee na die diens. Ook vir Jean en Ideen vir die versorging van ons moeder gedurende haar tyd van lyding. Die kinders Wenzel, Hilda, Christo, Charlene, vir die gereelde oproepe, huis en hospitaalbesoeke. Baie dankie aan Christa Besuidenhout, Anneke, Frits Strydom, en al die leense familie en vriende, van wie hier ook vandag nie hier kan wees nie. Dankie vir al julle besorgdheid, oproepe, besoeke by die huis en in die hospitaal. Baie dankie aan Elzet en Thys, wat met die laaste paar minute voor Aridaleen heen gaan, van Pretoria afgery om saam met ons gesin te kom wees. Familie, nooi die hartlikheid
om by die kerksaal by mekaar te kom vir koffie, tee en verversings. Baie dankie. Kom ons gee vir die familie eerste kans om uit te beweeg, dan kan die res volg.